Welkom terug. Dit is so groot voorreg want ons gesels vanoggend met Dirk van der Westhuizen oor 'n splinternuwe enkelsnit, amper iets wat so bietjie amper anders klink ook as die gewone musiek. Goeiemôre Dirk. Môre. Hoor jy was al meer as 'n jaar terug by ons gewees die laaste Ja. keer wat jy gekuier het. Hoe was 2025 vir jou gewees? Ek het besluit om 'n baie ou huis te koop en om te renoveer terwyl ek in hom bly. Vir wie is jy kwaad? Vir jouself? Ek het gedink dit gaan maklik wees, dit was nie. So dis hoekom ek stil was, maar dit het my ook tyd gegee om 'n bietjie te kon skryf. So ja. Dis belangrik om sulke tye ook deur te gaan, hè. Dat mens net so half ek wil amper sê van daai wielietjie afklim. Ja, net so 'n bietjie weg te breek. stap, bietjie introspeksie te doen oor waar mens is, die musiek wat mens wil skep. Ja. Hoe was dit vir jou gewees? Het jy dit geniet? Ek het gedink dit gaan so lekker wees om 'n huis Ja. te maak presies soos wat ek hom wil hê, maar dit was nie, moenie 'n huis koop en nog dit sê nie en hom bly nie. Ja. Maar om nog daar te bly en soos te vertrek, jy trek rond in die huis na vertrek so wat jy iets klaar het. En dan begin jy weer oor want daar was iets nie reg nie. So Genigte. my kombuis was al op 6 verskillende plekke in die huis. So ja. Is jy daarom nou klaar? Nee. Oh wow. Baie naby. Hulle sê 'n huis in die binnekant, as jy die voorreg het om 'n huis reg te maak in die binnekant, is dit soos om in jou eie binnekant te werk. En alles wat gebeur met daai huis, kry vergestalting in jou eie binnekant. So. Dit dieselfde as dit deurmekaar is, dan sit soms deurmekaar. As jy daai deurmekaar iets kry uiteindelik wat jy sê, daar's dit nou. Ja. Daai werk. Dan sal iets in jou eie lewe wat gaan, hey, Dis daar's dit baie nou. waar, ja. Daai werk ook vir my. Ek het nie geweet dit gaan nie, maar dis nou reg. Daar kry ek iets wat vir my belangrik is. Ja. Het jy in die hele huisbouproses dalk sulke geleenthede gehad wat jy dink nou is dit heeltemal deurmekaar en op 'n stadium begin, daar's iets wat vir my werk. Ja, 100%. En die ding is ook elke inspirasiefoto wat ek gehad het van hoe ek die huis wou hê, als like teenoorgestelde, want soos wat jy aangaan, besef jy ek wou dit doen maar ek wil nie. En dit voel of jy in 'n jaar so groei as 'n mens, want alles wat jy gedink het jy wou hê, is toe heeltemal anders. Sure. En dis hoekom toe ek begin skryf ook, die musiek jy kan hoor, die musiek wat nou uitkom is dieper, dis heeltemal 'n ander genre vir my en is eintlik waar my passie nog altyd lê is dieper ballads, iets wat jy kan sing uit jou hart uit in plaas van net om te dans. Nie dat ek ooit opgee op dansmusiek nie. Dis net 'n nuwe era vir my en is dieper en as jy so sit en jy dink dit is soos ou jaar, sit ek daar agter die aand dat ek gaan slaap, want ek is 'n perfectionist. Alles in my huis moet reg staan. Dat ek sekere vertrek het nog nie vensters nie, sekere vertrek het nie teëls nie, ons nog nie 'n kombuis in nie. Ek is depressief ou jaar. Toe begin ek al die diep songs skryf en dis waar ek oujaarsaand het ek amper geskryf. So ja. So dat mense in jou begin krap, in jou binneste ook begin krap. Omdat daai hulle sê mos as jy 'n huwelik deur 'n renovation van 'n huis Dit kan werk, kan die kom huwelik. en werk dit so ja. Maar dit is ook lekker om te weet as kunstenaar kan mens verander. Mens is nie in 'n boksie nie. Mens Ja. het soveel meer wat jy kan gee. Dis en soos jy sê dis net 'n nuwe era. Dis nie nie dit nie. Dis net 'n Dit nuwe is ander kant van scary jou. want ek het nog nooit regtig ballads gedoen of hierdie tipe styl musiek nie. Ja. Maar ek moet vir jou sê ek is trots op my hele loopbaan, maar hierdie is die regste wat iets al gevoel het. Jy weet as ek dit sing ook, dit vat my lyf oor. Jy sal hoor die sang is baie dieper. Ja. En ek dink dis omdat ons almal gaan deur goed in hierdie lewe en ons almal weet hoe dit voel om deur 'n break-up te gaan en om agtergelos te word wanneer jy nie wou nie. Al daai diep goed in die lewe, maar met 'n channel, almal sê gewoonlik vat jou seer en channel dit. En sê ek sê wat bedoel jy? Ja, Toe ek dit dit is lag, begin ja. doen, toe verstaan ek, dis soos terapie. Ja. Jy voel beter daarna. Amper, waaroor gaan die liedjie? Almal van ons verdien iemand om ons gesond lief te hê. Ons almal is iewers gebreek al gewees. Gesond lief. En ek voel ja, jy moet lief wees vir jouself, maar as altyd daai een persoon wat kom en alles wat deur jy was kom regmaak deur net langs jou te sit en stil te wees. En ek het nog nie daai persoon nie, maar ek het 'n prentjie geskets ou jaar toe ek dink hoe cool sal dit wees om iemand hier te hê wat my kan happy maak so wie ek uitsien om 'n nuwe jaar te begin. So vir nou is dit God. Ja. Dis daai plek vir my, maar ek hoop ook ek kan eendag daai persoon hê. Hoe moeilik is dit om ek gaan sê vulnerable te wees in jou skryfproses, soos wat jy sê, want is dieper. Dis scary, meaningful. dis baie scary. Ek's 'n baie diep mens nog altyd. Ek voel dinge 10 keer dieper as die normale mens. Soos baie keer gaan ek deur goed en dan freak ek uit en sê my vriende vir my dis nie so erg nie. En as ek dit is so erg want ek voel alles so diep. Ja. So hierdie is daai deel van my wat ek vir die eerste keer wys in my musiek en in die musiekvideo's en goed. En dis die ding, jy praat nou van die gesond lief hê, iemand wat daar by jou is en dit gaan eintlik net oor iemand wat jou nie wil verander nie. 100%. Maar jou aanvaar vir Iemand wie met wie jy is. compatible is. Iemand wat jou nie gaan irriteer nie. Iemand wat elke deel van jou, daai ander deel van jou. Ja. Dis nie net 'n
'n verhouding is die ander deel van jou en ek dink en my hoop met hierdie sang is dat almal dit sal kry en sal weet wat jy verdien want baie mense is in iets net om in iets te wees. Ja. En dis nie altyd 'n gesonde iets Ja. nie. Sure. Dis die ding dis vandag dis daar moeiliker om mense te kry wat ons praat oor compatible, maar ek dink gesond is nog wat jy heel begin gesê het, is nog die raakste term. Ja. Ons almal sukkel al hoe meer deesdae om gesonde verhoudings te bou. Ja. Dis altyd gesond verhoudings wat wentel rondom iemand wat belangrik dink hy's belangriker as iemand Ja. En dit anders. is gewoonlik daai toksiek verhoudings waarin jy bly want jy dink jy gaan nie beter kry nie. Jy dink ek moet hier wees en ek gee nie ongelukkig is nie, ons gaan dit reg kry, jy wil almal fix. Maar dit moenie love should be easy. Love should be easy. Dis reg. En ek dink jy weet jy het genoem vir nou is daai fokus op God en ek dink dit is mooi want tog is daai gesonde verhouding daar is dit waar jy identiteit vind. Ja. So dis 'n goeie beginpunt om daar te begin te gaan. Ja, en jy besef dat jy kan nie iemand lief hê as jy nie jouself eers liefhet nie. En ek voel daai self-love kom saam met God. Dis my opinie oor dit. Vertel ons van die musiekvideo. Waar het hy geskiet? Wat was hierdie idee daagter? Dis eintlik nogal 'n scary plek waar ons geskiet het. Baie cool plek, don't get me wrong, dit is die Lindfield Victorian House Museum, 'n Okay. baie ou huismuseum met maar ons hele kamer vol porseleinpoppe wat helfte se oë uit is. Oh my word. Maar jy loop, soos elke vertrek het 'n deurtjie na nog 'n vertrek toe. En dan sê jy in die 6de vertrek is en dan dink jy hoe gaan ek hier uitkom en dan sien jy hierdie poppe en dan dink jy okay, dis dalk my einde. O my genigtig. So, maar ek by daai oudtydse gevoel gehad het vir Ja. die video. En dan het ons natuurlik my pa is Februarie oorlede, so hy het 2 Porsches gehad toe hy my ouderdom was. So ek het presies so 'n Porsche gekry vir die video, so 'n ou Porsche wat ek in die video gebruik, ja. Ek is verskriklik jammer om te hoor oor jou pa. Ja, dis Regtig ons simpatie gaan uit na jou toe. Ek dink dis altyd moeilik as mense ouer verloor en iemand Ja. wat na aan jou is. So maar hart gaan uit na jou toe. Ek is Dank. jammer om daar te hoor. Dis net vir die mense ook wat sê my pa het gesê ek moet 'n snor groei altyd. En sê ek pa, ek gaan nie 'n snor groei nie. En toe hy begin siek raak toe en hy het Alzheimer's gehad. Toe groei ek die snor met die hoop dat hy dit gaan sien, maar hy het nooit reg agtergekom nie. So ek hoop daar in die hemel kyk en nou en hy dink dit lyk so cool soos wat hy gehoop het dit gaan. So my snor is om my pa. Ek hoop ek met hom afskeer. Ek is mal daaroor. Dirk, is so lekker dat jy ietsie van jouself deel, dat jy daai weerloosheid ook kom deel het en ek dink ook ons is so vinnig om mense te oordeel sonder dat ons weet waartoe hulle gaan en die Ja. pad waarmee hulle besig is om te stap. Mag 2026 vir jou 'n goeie jaar wees, 'n geseënde jaar wees, 'n jaar waar jy liefde en vrede en vreugde beleef. Dankie. Salve vir julle. Dit is Dirk van die Westhuizen, Roy Splinter, 'n nuwe liedjie amper.